Môre liewe gemeente, het is baie lekker om hier by julle te kuier hier so in Witbank. Dit is vandag die 24ste Mei 2026. Wat 'n wonderlike dag om die liefde saam hier so op Witbank te kan ervaar en vir die wat die liefde betoon het om hier by mekaar te kan kom. Die boodskap van vanoggend lê al 'n geruime tyd op my hart. En dit gaan spesifiek oor die pad van die jongeling. Die pad van die jongeling. Nou, as julle nou 'n bietjie rondry en by die malls uitkom of by vakansieoorde of waar ook al, sal julle opmerk dat daar nie net suiwer Adamiete is wat daar rondgaan nie. En dan is daar ook van die persone wat daar so verkeer, of kom vakansie of wat ook al, wat dan volksvreemde saambring, om die tyd daar te kan geniet. Nou, dit is 'n bietjie van 'n riem onder die hart, as hulle so voorgestoot word en omhels word, om dinge saam met ons te kan geniet. Dit eintlik wat net vir ons beskore is. As hy homself wil geniet, doen dit op 'n ander plek. Nou, die pad van die jongeling. Jy gaan 'n bietjie op tone getrap word, seker vanoggend, maar hou maar jou ladoring uit die pad uit. Klink die volgende woorde nie dalk vir jou bekend nie. Wat word van die kinders van vandag? Ons voorouers het dit gesê, sowel as ons ouers, en dan word daar in elk geval vandag nog dieselfde gesê. Die kinders of jongelinge van vandag word nie in dieselfde lig gesien as wat toe ons eintlik jonk was nie. Die kinders van vandag het baie ander uitdagings wat nie daar was toe ons jonk was nie. En so gaan dit deur die geslagte, en dit gaan nie verander nie. So gaan dit deur die geslagte, van geslag tot geslag. Daarom dan ook die vraag wat koning Dawid vra in Psalm 119 vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Dis wat koning Dawid vra. Die antwoord is eintlik eenvoudig. Hy beantwoord dit self deur dit te hou na u woord, Vader. Amen. In hierdie boodskap word dan ook na jongeling verwys, na of 'n seun of 'n dogter, of dan ons is ook jongelinge. Sonder die nodige bewustheid van eie identiteit en herkoms, word dan nie 'n stewige fondasie by ons jong mense gelê, waarop hy of sy die toekoms kan bou nie. Dis absoluut belangrik en kardinaal, dat die jongeling weet wie hy of sy is. Jongeling, ek wil net vir jou sê, jy is nie 'n blote toevalligheid nie, maar 'n wilsbeskikking van die almagtige Vader, wat die hemel en die aarde geskaap het. En die groot almagtige Vader het besluit om jou in die moederskoot te vorm, so daar is geen sprake van 'n toevalligheid nie. Hy het jou al reeds voor die grondlegging van die aarde beplan en op die regte tyd in jou moeder se skoot geweef. Besef jy jou kosbaarheid? Ons lees verder in Jesaja 43:1. Maar nou, so sê Vader Jahwe jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Jongeling, jy is hierby ingesluit. Wees nie bevrees nie, want ek het jou reeds verlos. Ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Die Vader, wat deur die spreek van 'n woord die hemel en die aarde skep. Maak bemoeienis met jou. Ons lees verder ook in Jesaja 44 vers 2.
So sê Vader Jahwe, jou maker en jou formeerder van die moederskoot af wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob, my knegt, en Jeseroen, wat ek uitverkies het. Nou, Jeseroen beteken my geliefde, my beminde. Wees nie bevrees nie, want ek het jou uitverkies. Vers 3 van Jesaja 44. Nou hier kom die absolute belofte van Vader. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees oor jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Verwag Vader se gees op jou. Dis nie 'n leë belofte wat hy maak nie. Dit is ook 'n verwagting wat ons het, dat Vader sy gees oor ons sal uitstort. En ons leef nie met 'n valse hoop nie. Ons leef met 'n vaste wete, dat hy dit sal doen. Nou leef dan met daai verwagting ook. Jesaja 45 vers 4. Terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou 'n erenaam gegee, hoewel jy my nie geken het nie. Hoeveel van ons jongelinge word deur Vader beskerm? Ek bedoel, deur ons lewens ook, is ons beskerm. Hoeveel gevare is ons nie deur nie om te kan weet dat ek vandag hier kan staan, of hier kan sit, of hier kan wees. Waar Vader se hand, as jy terugkyk, dat Vader se hand jou beskerm het, en dat jy nie weet hoe jy deur hierdie ding gekom het nie. Die jongeling besef dit nie. Jy is ook deel van die Adams geslag en derhalwe van die Jakobs geslag, soos deur Vader Jahwe bedoel is, dat jy spesifiek in die Jakobs geslag gebore sal word. Alhoewel daar in die huidige spreektaal eintlik na almal verwys word as mense, is jy egter deel van 'n spesiale uitverkore groep, waarna as Adamiete of Israeliete verwys word. En dit is alleen daardie groep vir wie al die beloftes en al die verbonde wat deur Vader Jahwe daar gestel is, behoort. Nie aan almal nie. Halleluja. Dis egter nie wat die kerk vir jou leer nie. Gaan kyk na Vader se woord. Nou hierdie opdrag, dat die verbonde en die beloftes net vir jou daar gestel is, jy moet dit leef. Jy moet dit weet en dit leef. Jy leef asof dit joune is, want dit is. Ek haal 'n verdere stukkie aan in Esegiel 34 vers 30. En hier is dit so duidelik, uit watter gedeelte van die volk ons gekap is. 'n spesiale volk. Esegiel 34 vers 30. En dit is ook aanduidend daarvan dat jy kan nie na almal as mense verwys nie. So ons weet, as daar na mense verwys word, wie dit is, wat daai mense is, aan wie daai spesifieke voorregte bedoel word. Esegiel 34 vers 30. Maar hulle sal weet dat ek, Vader Jahwe, hulle Vader met hulle is, en dat hulle, wie hulle? Die huis van Israel my volk is, spreek Vader Jahwe. Vers 31, en hier kom die groot een. En julle Israel, is my skape, die skape van my weide. Julle is mense, julle is Adamiete, en ek is julle Vader, spreek Vader Jahwe. Halleluja. Hoe duideliker wil jy dit nie hê nie? Dan gaan Vader verder en hy bevestig dit. Okay, hier is Ou Testament. Nee, gaan kyk 'n bietjie mooi. Wat sê Romeine 9 vers 4?
wat hierby aansluit. Hulle is Israeliete, aan wie die aanneming tot kinders behoort. Nie aan enige iemand anderster nie. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. So niemand anderster kan sê, ek is jou kind nie. Aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die erediens, en die beloftes. Halleluja. Hoeveel seëninge wil jy nog hê? Vader sê, ek gee dit vir jou, my uitverkore verbondsvolk. Hoe sal die jongeling te wete kom van die woord van Vader Jahwe, indien hy of sy nie daaroor ingelig word? Hieroor is die woord ook baie duidelik. Ons lees in Deuteronomium 6, wat eintlik 'n opdrag is aan die ouers en die gemeente. Ek dink dit is waar ons baie keer mistas. 'n Kind wat in die boervolk gebore word, of wat in vader se volk gebore word opgevoed deur die boervolk. Hulle het sy biologiese moeder en vader, of ma en pa, maar as ek jou kind sien van die pad afdwaal, is dit my plig as jou naaste om daai kind tereg te wys, op die gespesifiseerde of neergelegde wyse. Ek gaan nie toelaat dat jou kind van die pad afgaan, as ek dit kan verhelp enigsins nie. Deuteronomium 6 sê vir ons daarso, daarom moet jy Vader Jahwe lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dis wat Vader vir ons sê. Sy woord moet in ons hart leef. Vers 7, en jy moet dit aan jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. So deurlopend, as jy die voorreg het om jou kinders nog by jou te hê, is dit jou plig, selfs al is hulle nie meer daar nie, of in jou huis nie, is dit nog steeds jou plig om hulle met opregtheid aan te spreek. En verder sê hy ook in vers 8, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Wat Vader hierso vir ons sê is, jy moet jou kinders met kennis, die woord, en verstand, moet jy hulle lei. So die kennis, die toepassing van die kennis wat Vader jou gee, om hulle te lei deur die verstand wat hy vir jou gegee het. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe, so orals. Moet Vader se teenwoordigheid, sy woord, saam met jou leef en die van jou kinders ook. Nou dit is deesdae soveel verleidinge wat op 'n jongeling se pad geplaas word. En daar is soveel versoekinge waarin hulle blootgestel word, dat dit al hoe moeiliker word om op 'n suiwer weg te wandel. Die uitdagings is geweldig. Nou dit is dan ook belangrik dat die kinders sal agslaan op die leringe en die onderrig van die ouers. So daar is 'n absolute verantwoordelikheid op die kinders ook. Luister wat jou pa of jou ma vir jou sê. Dis 'n opdrag wat ons lees van Paulus in Kolossense 3 vers 20. Kinders, sê Paulus vir ons, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is vir Vader Jahwe welbehaaglik. Dan is daar ook dan die opdrag aan die ouers, in 'n absolute verantwoordelikheid, om dit te doen soos wat Vader vir jou, van jou verwag,
om dit te doen, deur met kennis en verstand en voorbeeld te lei. Die vraag is, ouers, weet julle wat die weg en die wil van Vader Jahwe is vir jouself en jou kinders? Dis ons verantwoordelikheid om te weet wat Vader Jahwe van ons verwag en hoe ons kinders in sy weë moet opvoed. Wat is die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel? Ons sal ons hande saamslaan as ons baie keer sien, onsself in ons kinders sien, want hulle volg ons voorbeeld. Jou mond hang oop baie keer as jy sien, maar dit is soos ek het sou gedoen het. En dan weet jy lei eintlik deur voorbeeld. Dit is so, dat ons dan eendag voor die regterstoel van Vader Jahwe sal staan, om daai verantwoordelikheid te kan verduidelik en op te neem. Nou van die kwelvrae van die dag, en wat tot in die siel weerklank vind, is by die Adamiet ouer, pa of ma. Dit gaan oor dissipline en gehoorsaamheid. Dissipline en gehoorsaamheid. Jy moet weet wat Vader Jahwe van jou verwag in sy woord. Van jou as ouer en om dit oor te dra aan jou kinders. Die eerste van die vrae is, hoekom laat jy jou kind toe om saam met 'n volksvreemde matriekafskeid toe te gaan? Of in 'n liefdesverhouding, jy laat dit toe dat hy in 'n liefdesverhouding met 'n volksvreemde ingaan. Ek is nou die dag totaal uit die veld geslaan. Toe ek met 'n kollega van my sit en die sê vir my, ja, kan jy glo, ons gaan binnekort gaan ons na 'n familiebyeenkoms toe en ek het nou 'n slegte ding wat ek het 'n ding wat ek met die familie moet uitklaar voordat ons daar kom, sodat hulle nou nie vreeslik aangedaan is oor dit wat ek hulle na toe vat nie, of waartoe ons gaan in daai omstandighede nie. Ek gaan hulle bel, en ek het hulle gebel, om vir hulle te sê, dat my dogter is in 'n verhouding met 'n swarte, al vir 'n jaar lank. Ek kon dit nie glo nie, want die persoon sê ook, ja, sy het dit al getoets by van die familielede, en van hulle was heel tegemoetkomend, en gesê, dit behoort nie 'n probleem te wees nie, hulle is gemaklik daarmee. Daar was blykbaar een stoere oomie wat gesê het, nee wat, ek is nie gemaklik nie, maar ek sal dit respekteer. So, jy laat dit toe as ouer. Wat leer jy jou kind omtrent die viering van die heidense feeste soos Kersfees en Paasfees? Hulle moet dit van die begin af, moet hulle dit weet. Dit word 'n vrot seer op 'n stadium. En 'n mens moet dit met baie omsigtigheid begelei, want daar's geweldige druk by kleuterskole, skole, universiteite, waar ook al jy gaan, dat hierdie feeste wel gevier moet word. Want dit is mos nou sodanige Christusfees. Weet jy en jou kind byvoorbeeld watter tipe vleise of kosse Vader Jahwe ons nie toelaat om te eet nie? Jy gaan nie hel toe as gevolg daarvan. Die Vader sê net, my kind, ek het jou so mooi geskape, dat jou spysvertering eintlik net hierdie volgende kossoorte kan verteer, kan absorbeer, wat goed is vir jou liggaam. Onder andere varkvleis, kreef, garnale, prons, volstruis, haas. Gaan lees maar in Levitikus 11 of Deuteronomium 14, wat die voorskrifte hiervan is. Maak dit 'n gewoonte. Want dit is 'n gesondheidsopdrag van Vader aan sy uitverkorenes. Hy weet wat jy mag en wat jy nie mag, want hy het jou geskape. Hy het jou spysvertering alles bymekaar gesit. Nou,
hier is 'n redelike teerpuntjie, die volgende ene. Dink byvoorbeeld aan die aanwending van tatoeëermerke. As ouer, hoe keer jy dit goed? Dit word 'n algemene verskynsel en jy is uitgewerp indien jy nie op een of ander plek op jou liggaam so 'n merk laat aanbring nie. Nou, jy kan maar self die mediese gaan vra, hoeveel ontsteekte kliere word verwyder, wat besmet is met ink wat gebruik word om hierdie tatoeëermerke aan te bring. Wat leer die skrif ons hieroor? Levitikus 19, vers 28. Julle kan daarna blaai, maar ek haal dit vir julle aan. Levitikus 19 vers 28. Julle mag ook ter wille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is Vader Jahwe. Die antwoord van baie wat dit as algemeen aanvaar, die antwoord van baie is dat my liggaam is myne, ek kan eintlik daarmee maak wat ek wil. Maar die teendeel is egter waar. As ons kyk na 1 Korintiërs 6 vers 19. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van Vader het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Daarmee gaan saam verrassing. Dis, jou liggaam is dan dood, maar jy kan nie voor die tyd besluit wat daarmee moet gebeur nie. Vader besluit oor jou liggaam, en hy sê, liggaam moet nie verbrand word nie. Hoekom nie? Vader sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik Vader Jahwe dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan Vader Jahwe behoort. Wat leer die woord ons oor die gebruik en die misbruik van alkohol? Jesaja 5 vers 22. Wee hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng. Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met Vader se gees vervul. Spreuke 23:20. Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal. Spreuke 23 vers 21. Want 'n drinker is 'n vraat, want 'n drinker en 'n vraat sal verarm word, en slaperigheid laat stikkende klere dra. Dis goed om jouself daarvan te weerhou. Veral as jy jou broer of jou suster sal laat struikel. Die misbruik daarvan word beklemtoon. Romeine 14 vers 21. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jy jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy dan swak is nie. Weerhou jouself daarvan as jy weet. Maar dan kry jy ongelukkig van diegene wat, hulle weet jy eet nie vark nie, maar hulle sal vir jou wragtig spek aanbied. Of ham, of so iets. Maar ham en spek is nie vark nie. O ja, want Christus het ons aan die kruis gesterf en hierdie goeders is totaal nou heilig verklaar. Ja, dan bid ons 'n veranderlike Vader. Daar's ook deesdae geen sprake van dissipline nie by die huis nie by die skole nie. Daar's tot wetgewing teen die dissiplinering van jou kinders. Hulle kan ouers strafregtelik vervolg indien lyfstraf toegedien word. Wat leer die skrif ons egter? Spreuke 23:13. Hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. Hoe tekenend is dit nie dat ons deur die God van hierdie wêreld regeer word en deur sy voorskrifte gemanipuleer word nie. Die Satan is bang eintlik dat Vader Jahwe se kinders hom nie sal volg nie. Die Satan het 'n wrewelige haat
in Vader Jahwe se kinders, omdat hulle hom nie volg nie. Doen so voort. Hy is die meester van manipulering, van wanorde en chaos. Dissipline skep egter vir jou en vir jou kinders 'n veilige ruimte, waarbinne die kinders van Vader Jahwe, hulle weet waar hulle vandaan kom, hulle weet waar hulle self huidiglik bevind en hulle weet ook waartoe hulle op pad is. Dissipline is 'n absolute moed in die huis van Adamiet en van die boervolk. Hoeveel van die jeug van vandag het respek vir ouer mense of dan self vir hulle ouers? Die manier waarop hulle met ouers praat en omgaan ensovoorts. Deuteronomium 5 vers 16, het sê vir ons baie duidelik, eer jou vader en jou moeder, soos Vader Jahwe jou beveel het. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat Vader Jahwe aan jou gee. Dis een van die eerste gebooie waar daar belofte aan is, dat dit met jou goed mag gaan. As jy nie vir jou ouers respek en dissipline en agting het nie, kan jy dit nie vir jouself hê nie. Kosbare jongeling, wie kies jy om jou vriende te wees? Kies jy jou vriende uit die geleedere van jou naaste, of is jou vriende enige iemand wat bereid is om jou vriend te wees? Selfs indien hulle deel is van die uitlanders, die volksvreemdes of ander nasies. Jy kan ongelukkig nie self besluit wie jou vriende is nie. Vader besluit, hy sê vir jou wie jou vriende mag wees. En dit is vriende wat jy kies onder die 12 stamme van Jakob. En uit niemand anders nie. As jy enigstens twyfel, dan is jy seker. Wat sê ek hiermee? Wanneer ons in die normale omgang na mense kyk, het ons al geleer om te identifiseer, daai persoon, ek dink daar's dalk te veel koffie by die melk, of melk by die koffie, in die algemene spreektaal. Maar wat ek daarmee sê is, ons kan daai persoon op sigwaarde beoordeel, en dan sê Vader se Gees van ons, pas op. So as daar enige mate van vertwyfeling is, dan is jy seker dat Vader jou gewaarsku het. Die ander punt wat ons ook kan sien, is die vrug wat daai persoon dra. Is dit die vrug wat Vader Jahwe wil hê, ons moet kan dra, of ons kan sien in ons naaste? Sal ek dan my kind toelaat om met daai persoon dan in 'n verhouding te gaan? Die kind besluit op 'n stadium eintlik self, maar ek dink, wanneer jy hom geskool het, soos wat Vader verwag dat ons die kind moet skool en dissiplineer, dan sal hy kind self die regte besluit neem. So wanneer daai kind dan 'n besluit moet neem, dat hy die regte besluit gaan neem. Onthou, ja, daar is net seker is wie jou naastes kan wees. As jy twyfel, dan is daai persoon nie jou naaste nie. Vader se Gees sal jou lei. En as daar 'n botsing van geeste is, gaan jy dit onmiddellik optel. Natuurlik, wanneer jy ingeskakel is om Vader se Gees te kan dra, om sy teenwoordigheid te kan dra. In die huidige tyd waarin ons leef, is dit eintlik 'n geweldige uitdaging om hieraan gehoor te gee. Veral in die koöperatiewe wêreld is jou kollega 'n volksvreemde of 'n uitlander. En in die skole word daai kinders ook blootgestel daaraan. Dit is 'n geweldige uitdaging. Ek het nie die oplossing daarvoor nie. Vader het. Ek het nie die oplossing. Dit is vir ons kinders, kleinkinders, is dit 'n geweldige uitdaging om hierdie apartheid waarmee ons geskape is en wat nou uit ons hande forceer word, om dit nog steeds te kan leef. Die probleem is dat
Omdat ons kinders daagliks hieraan blootgestel word, hoe gaan jy later verhoed en jy laat jou kind toe? Nee, maar daar is 'n maatjie, speel maar 'n bietjie met hom. Hoe gaan jy jou kinders verhoed om op enige stadium in die latere lewe, dat daai persoon jou kind nie sê, hoorie maar, jy toegelaat dat ek met hom speel, hoekom kan ek nie met hom trou nie? Of dan kinders verwek by hom nie. Kom ek net vir jou op hierdie punt vertel, dat ek sê dit nie, Vader Jahwe sê dit in sy woord. Verbastering wat hy haat, vermenging wat hy haat. Jy sny die uitverkore bloedlyn af. Daai kind vir die res van daai nageslag is gedoem. Die ewigheid word daar vir hom afgesny, of vir haar, of vir die kinders, of vir die nageslag. Hulle sal die ewigheid nooit sien nie. Daarom lees ons in die 10 magswoorde, en jy mag nie egbreek nie. Dit is 'n duidelike opdrag, dat Vader Jahwe, die egtheid waarmee jy geskape is, mag jy nie uit eie besluitneming verbreek nie. Wees bedag daarop. Want hy het jou met suiwerheid geskape. Natuurlik kan hierdie gebod dan ook oor die egbreek, kan ook as 'n aanmaning dien vir huwelikspaartjies, om byvoorbeeld nie te skei nie. Daar is persone wat skei, wat konflik van belange of wat ook al, uiteindelik, Vader sê vir ons in Maleagi 2 vers 16, want ek haat egskeiding, sê Vader Jahwe, want hy weet, daar's baie pyn en hartseer wat daarmee gepaard gaan. Ons word ook deur die skrif gewaarsku dat ons deur ons sogenaamde vriende regeer sal word. Jeremia 13 vers 21. Ons word vandag geregeer deur die wat ons toegelaat het om ons vriende te wees. Jeremia 13:21. Wie sal jy sê wanneer jy Vader Jahwe? Wie sal jy sê wanneer hy, dis nou Vader Jahwe, as hoof oor jou aanstel diegene wat jy self geleer het om jou vertroude vriende te wees? Jy leer hierdie om jou vertroude vriende te wees. Vader Jahwe sê, oké, as hy jou vriend is, sal ek hom oor jou aanstel. Waarmee sit ons vandag? In Joshua 23 vers 6, maar julle moet daar baie vas by staan, om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daarvan nie links of regs afwyk nie, dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, nie mag meng nie. Julle mag ook die naam van hulle gode nie vermeld en daarby nie laat sweer nie, en julle mag hulle nie dien en julle voor hulle neerbuig nie. So dit is amper, as jy vandag rondkyk, is dit amper 'n status-simbool vir van ons Adamiete, om 'n anderskleurige as 'n metgesel of 'n maat of wie ook al te hê. Ek dink dit word baie keer gesien as die paspoort tot die nuwe Suid-Afrika. Ek weet nie wat nuut is nie, want alles het verouder. Nou verkeerde keuses in hierdie verband kan jou baie duur ter staan kom, vir jouself en jou vriende en vir jou kinders. Dit is nie wat ons vir hulle wil hê nie. Duidelike opdrag in Esra 9 vers 12, en ek is op pad om af te sluit. Esra 9 vers 12, gee dan nou julle dogters nie aan hulle seuns, en neem hulle dogters nie vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede en hulle geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet, en dit aan julle kinders as 'n besitting kan gee tot in ewigheid.
As ons hierdie vermenging en verbastering toelaat, wat is daar wat ons vir ons kinders as erfenis kan gee? As 'n besitting kan gee? Ons kan onsself nie net verontskuldig en nie ag gee op hierdie opdragte van Vader Jahwe nie, want dit is absolute gruwel in sy oë en hy sê dit ook baie duidelik. Ons kan ook gaan lees in Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, gaan ek ook jou kinders verwerp. Maar Paulus waarsku ons as volg ook in Romeine 1 vers 28, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om Vader Jahwe in erkentenis te hou nie, het Vader Jahwe hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Vers 32, en hierdie is nogal wat hartgrypend is. Mense wat hierdie verkeerde dinge doen, al ken hulle die verordening van Vader Jahwe goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Dus jy kan nie op die kantlyn staan en sê, okay, nee, gaan maar aan, dis julle lewe nie. Jy mag dit nie op so 'n manier goedkeur nie. Maar partykeer gebeur goed wat sonder jou goedkeuring is. Wat buite jou hande is. Vader sal ons daarvoor vergewe. Ek weet dit. Maar ons moet nie in die struik trap om dit te wil goedkeur nie. By die goedkeuring van 'n verkeerde optrede sal hierdie skrifgedeelte na jou kant toe kom. Liewe ouers, ons moet mooi besin wat ons kinders toelaat en aanspoor om te doen. Ons mag nie onverskillig met Vader se woord omgaan en goeders toelaat nie. My gebed is, mag Vader Jahwe deur sy gees ons elkeen rig en lei om die regte keuses te maak, om sodoende voorbeelde vir ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders te wees, soos wat dit vir hom alleen welbehaaglik is. Halleluja en amen.